Môre, dis donderdag die 4 Desember en ek hoop vandag ontmoet die Here jou reg daar waar jy is. Tussen jou gedagtes en jou daaglikse dinge. Net daar waar jou hart vandag wakker word. Net soos hy in Sodom se laaste ure by Lot opgedaag het. Nie om hom bang te maak nie, maar om hom te red. Want soms waarsku God jou lank voor die gevaar kom, maar jou hart beweeg net te stadig. En tog, hy los jou nie. Hy vat jou mee by jou hand en trek jou daaruit. Hy red jou, al huiwer jy nog. Ons gaan vandag aan by Genesis 19 vanaf vers 12 tot 22. Die gedeelte net voor die vuur val. 2 engele staan in Lot se huis. Hulle sê vir hom, wie het jy hier nog? Bring hulle uit die plek uit. Dit is dringend. Maar Lot se skoonseuns dink hy maak 'n grap. Hulle lag vir die waarskuwing en sien Lot as iemand wat oordryf. En terwyl die nag verbygaan en die gevaar naby kom, lees ons hierdie hartseer maar eerlike sing. Maar hy het nog getalm. Hy het stadig beweeg. Hy het geweet God roep, maar sy voete was vas in wêreldse gewoontes en vrese, in mense en aardse herinneringe. En dan sien ons God se hart, so sag, so genadig en so geduldig. Die Here was hom genadig en die manne het sy hand gegryp. God trek hulle uit. Hy vat Lot en sy gesin se hande. Hy bring hulle uit die stad uit, nie omdat hulle vinnig reageer nie, maar omdat God se genade vinniger is as hulle traagheid. Die engele sê vir Lot, vlug vir julle lewe, moenie omkyk nie. Maar Lot vra of hy nie eerder na 'n ander plek toe kan gaan nie, 'n klein dorpie Soar. Hy is bang vir die berge, hy twyfel. Selfs in die reddingspad voel hy onseker. En kyk hoe mooi antwoord God. Kyk, ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie. God maak ruimte vir Lot se swakheid, maar hy laat nie toe dat Lot se swakheid sy einde word nie. En dan sê die engel vir hom, ek kan niks doen voordat jy daar aangekom het nie. God vertraag die oordeel vir een man wat stadig beweeg, vir een huis wat huiwer, vir een familie wat nie heeltemal verstaan het. Dit is die geduld van God. Dit is die hart van 'n redder. Nou kyk ons na die woord wat die hele toneel oopsluit. Die Bybel sê maar Lot het getalm. Die woord daarvoor is maha. Maha beteken om te huiwer, soos wanneer jy weet jy moet beweeg, maar jou voete bly net 'n oomblik te lank staan. Dis so menslik. 'n Hart wat wil gehoorsaam, maar stadig beweeg. 'n Siel wat hoor God roep, maar vassteek tussen vrese en gewoontes en mense en herinneringe. 'n Mens wat weet hy moet gaan, maar sy voete bly swaar. En dis hier waar God se hart so duidelik deurbreek. God wag nie vir jou perfekte reaksie nie. Hy wag nie vir jou spoed nie. God se genade beweeg vinniger as jou traagheid. Hy vat jou hand, hy trek jou uit. Hy red jou ten spyte van jou huiwering. Maha sê vir jou, selfs wanneer jou tree stadig is God se hand vinnig en getrou en vol genade. Hierdie gedeelte is ons storie en die storie van so baie mense wat ons liefhet. Party mense lag wanneer God waarsku. Party mense dink jy oordryf wanneer jy sê iets moet verander. Party mense hoor God se stem, maar hulle beweeg nie. Party mense hou vas aan 'n lewe wat hulle seermaak. En party mense twyfel al brand die wêreld om hulle. En soms is jy self daardie mens. Maar hierdie skrif wys vir jou 'n God wat nie sy arms vou nie, maar sy hand uitsteek. 'n God wat nie net roep nie, maar lei. 'n God wat nie net waarsku nie, maar red. Jesus is die een wat by jou opdaag, terwyl jy stadig beweeg. Hy vat jou hand, hy trek jou nader aan homself. Nie omdat hy vinnig reageer nie, maar omdat sy liefde groot is. Kom ons bid saam. Here onsse God, U is die een wat roep, wat waarsku, wat red. Dankie dat U ons nie laat staan wanneer ons huiwer nie. Dankie dat U ons hand vat, selfs wanneer ons voete stadig beweeg. Here, wys vir ons die plekke waar ons te lank bly. Breek die vrese wat ons terughou. Lei ons uit elke sonde, elke gewoonte en elke gehegtheid wat nie meer lewe bring nie. Dankie dat Jesus ons uit die donker trek, nie omdat ons vinnig is nie,
maar omdat U vol genadig is. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. God waarsku omdat hy liefhet. Hy roep omdat hy wil red. Hy vat jou aan, selfs wanneer jy stadig beweeg. Mag jy vandag sy sagtheid voel, sy leiding beleef en sy genade sien in elke tree wat jy neem. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.